Baie welkom by vandag se formasiereis. Hoe lekker is dit nie om te dink dat ons deel is van 'n groot geloofsgemeenskap wat saam lief is vir die Here en wat die Here wil dien. My gebed is dat die woorde van die teks wat ons vandag gaan saam lees, deur al jou dagtake saam met jou sal bly en dat jy bewus sal wees van God wat deur sy Gees in jou hart wil kom werk. Vandag se teks is Lukas 19 en ons lees vanaf vers 1 tot 10. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die Mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. As daar nou een ding is wat ons Suid-Afrikaners goed kan doen, dan is dit om lekker kos te maak en saam te kuier. Van elke geleentheid kan ons 'n lekker kuiergeleentheid maak vir saam eet, of dit nou 'n braai is, koek en tee of sommer net kaas en wyn. Eet en kuier weet ons goed van. Nou daar's ook min dinge wat verklap wie mense werklik is as die kos wat hulle eet en die wyse waarop hulle dit doen. Dink net 'n bietjie wat mense eet, waar hulle eet, saam met wie hulle eet en hoe hulle eet, verklap baie meer oor hulle as wat hulle miskien sou dink. Dink byvoorbeeld aan hoe verskillende lande hulle eetes inrig en wat hulle eet. Nie een land is regtig presies dieselfde nie. Dus kan 'n mens net deur wat en hoe mense eet van verskillende kulture en van verskillende lande leer. Het jy al mooi gaan dink oor wat jou eetgewoontes oor jou en jou gesin verklap? Byvoorbeeld, wanneer eet julle? Wie maak kos? Eet julle apart of eet julle saam? Dek julle tafel? Wie was die skottelgoed? Hoe is die atmosfeer by die etenstafel? En kan mense maklik net by julle inval vir ete, of dan nou nie? In Jesus se bediening het etes 'n baie sentrale rol gespeel. Net in die Lukas Evangelie alleen is daar minstens 10 voorbeelde van waar Jesus saam met mense eet of van etes praat. Jesus het die goeie nuus uitgeleef deur saam met mense te eet. Vir Jode was 'n gesamentlike ete iets baie persoonliks en intiems, 'n gebaar van vriendskap en 'n plek waar jy aan mense verbind is. Om 'n maaltyd saam met iemand te deel, het op eensgesindheid en saamwees gedui. Jy het jou geassosieer met die mense saam met wie jy geëet het. En dan nou vir hierdie rede het mense van verskillende klasse en verskillende kulture nie graag saam geëet nie, want hulle wou nie met mekaar geassosieer wees nie. Jesus het saam met verskillende tipes mense geëet. Hy het saam met sondaars geëet, hy het saam siekes geëet, hy het saam vroue, armes, rykes en vele ander mense geëet. Dit het baie verklap van Jesus se hart vir mense en dat hy almal insluit en belangrik ag. Deur hierdie gebaar van saam eet het hy ook alle mense uitgenooi om eendag die koninkryk van die maaltyd in die hemel saam met hom te eet en om hierdie koninkryk van God te aanvaar. In die vroeë kerk het die eerste Christene ook later voorgegaan met hierdie tradisie van maaltye saam eet. Ook deur die nagmaal saam te gebruik,
het hulle teruggedink aan Jesus wat aan die kruis vir hulle sondes gesterf het. In die verhaal van Saggeus, wat ook deels rondom 'n ete plaasvind, is daar 3 feite wat Saggeus beskryf en wat ons help om hierdie verhaal beter te verstaan. Saggeus was ryk, hy was 'n tollenaar en hy was 'n kort man. Hierdie beskrywings help ons om te besef dat Saggeus nie 'n gewilde man was nie. Nou tollenaars in daardie tyd was die mense wat die belasting ingevorder het vir die Romeinse regering en alles wat hulle meer kon insamel as wat hulle moes, het hulle vir hulle self gehou. En Saggeus was een van die hooftollenaars en het waarskynlik die mense uitgebuit om homself te verryk. Om ryk te wees in 'n gemeenskap waar almal meestal arm was, het jou ook 'n tipe van 'n randfiguur gemaak. Nou wat doen Jesus? Hy stop onder die boom en hy sê vir Saggeus: Saggeus, kom af, want ek moet vandag by jou huis tuis gaan. Jesus stop en sien Saggeus raak. Hy kyk met liefde en met ontferming. Natuurlik hou die skare nie van wat Jesus doen nie, want hoe kan hy homself nou assosieer met 'n sondaar? Tog verander hierdie oomblik Saggeus se lewe, want Jesus sien hom raak. Hy besluit om reg te maak wat verkeerd is en om Jesus te volg. In jou lewe het jy dalk al baie gewonder of jy goed genoeg is vir Jesus. Jy kon dalk al soveel foute gemaak het dat jy dink Jesus se genade kan nie vir jou genoeg wees nie. Mag hierdie verhaal van Saggeus en hoe Jesus rondom verskillende etes mense raak gesien het, jou oë oopmaak vir God se genade in jou lewe. Mag jy weet dat Jesus jou raak sien en dat hy jou liefhet. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u genade. Dankie dat u elkeen van ons insluit en kies. Here, help ons om in hierdie dag vanuit u genade te leef. Amen.